Hemelse Vader, baie dankie, Here, vir die lekker middagete wat ons kon gehad het. Dankie dat ons nou hier by mekaar kan wees. En ons bid, Here, dat U nou met ons sal wees, terwyl ons dan nou na U woord weer gaan kyk. En ons bid, Here, dat U vir ons dan nou, ja, dinge meer sal openbaar, en vir ons sal wys, U vir ons die wysheid, asseblief, Here. Amen. So wie van julle glo, so baie dom vraag, maar wie van julle glo ons leef in die eindtyd? Ja, so as iemand er al nie opgesit het, nee. So, en alles is besig om redelijk te bottleneck, om weet, met mekaar te kom en binnenkort gaan ons op die Here sien kom, is het nie. En dit wil ons uitsien, is het nie. So, so ek wil julle gou foto's van die na Openbaring 6 gaan kyk. So, ons kyk gou Openbaring 1 gaan waaroor. Yes. Sê maar? Ja. Waaroor gaan Openbaring 1? Is ek so slecht onderwijs? Yes. Jesus is 'n rol, ja, die rol wat hy wil speel in ons lewens in die kerk en oral, as die hoofpriester wil hy intree. Goed, sal julle dit nou? Kyk, hoofstuk 2 gaan waaroor? Yes? Yes, hoofstuk 2 sê die Here wil graag my kerk gefokus kry, né? Veral die vroeë kerk, maar dan gaan ons nou hoofstuk 3 toe en waaroor gaan dit? Gaan aan met die 7 kerke, die laaste 3 kerke, so hoofstuk 3, en dit gaan meer oor die laaste kerke. Okay. So, ek wil julle moet gou, ons kyk wat dit in julle boekies is, ek kan hom daar vir julle hier ook kry. So as jy na bladsy 16 gaan kyk, waar gaan bladsy 16? En daai kaart wat jy daar sien, is 'n baie waardevolle kaart. Ek weet nie hoe jy ons kyk of ek 'n kaart kan kry, is nie hier op nie. En gaan daar kyk. En hoe kry ek hom nou op die bord gegooi? Ek kyk nie hierdie op die bord. Klik aan die screen waar
Okay. Kan julle sien? Jawel. Okay, so dit pen so. So dit is goed. Ja, dit is goed. Okay, so ons gaan vinnig na die kaart kyk. Dis die tydlyn van tussen Daniël en Openbaring wat vir ons belangrik is. So jy sien hier is die kruisiging. Daarso. So dit is in 31 na Christus. En dan ons volgende belangrike datum is 538. Dis wanneer die pauslike vervolging begin het in die Christelike kerk. Dis wanneer die Christene almal begin doodmaak het. En dan vandaar dit is 1260 jaar, dan ons by 1798 uit. As Napoleon die pausgevangene geneem het, in die tronk gesit het, en dan het ons 1844, dat dit verkondig is dat die Here gekom, julle ken dit 22 Oktober 1844, en dan het ons die Sondagwette, wat al reeds in 1888 in werking is. Het is nog net nie toegepas nie. Het is al reeds toe al daar gesit vir ons. So, en dan het ons die sluiting van die genade deur, en dan het ons die doodsdekreet wat uitgevaardig gaan word, dan is die wederkoms wat gaan plaasvind, dan is ons 1000 jaar nuwe Jerusalem, en dan is ons nuwe hemel en nuwe aarde. So dis net om perspektief te kry van die hele storie, want ons ken die verhaal van Jesus, ons weet wat die daar gebeur, en hierdie is nou, as ons Daniël 8, 9, en Openbaring 12 en 13 en 15 en 16 gaan studeer, dan is hierdie kaart nogal redelijk belangrijk. Maar hier sê, die hele ding is in perspektief hier so gesit, om te kan sien hoe die tydlyn loop en waar ons leef in die tyd van einde. So die tyd van einde het in begin in 1844, dis waar die tyd van die einde begin het. So, maar die groot dinge het begin eintlik in 538 na Christus, toe die Christene begin vervolg is. So dit is twee groot datums daai, wat ook 'n groot rol speel in Openbaring. So ek gaan ons 'n bietjie verwys na dit, as ons daarna gaan vir julle ietsie wys in Openbaring. So, byt vas saam met my, julle het hom hier so in julle boekie, bewaar ons is goud, daai kaart, en dan daai gaan vir my na Openbaring 12 toe. Nou ons het gekyk, ek het julle gevra Openbaring 1, Openbaring 2, 3, Openbaring 4 is waaroor gaan dit? Die troonkamer, né? Gaan ons die troonkamer uit. Openbaring 5, Jesus gaan in die troonkamer, okay? Openbaring 6, 7 seels, yes, okay, die seels word gebreek, en dis waar ons gekyk. So, maar ek wil hier met 'n perspektief die storie kry. Jesus wat in ons midde is, Jesus wat ons lei en ons help, die Here wat ons rig deur die 7 gemeentes, die vroeë kerk, die latere kerk, die eindtydkerk, en julle sal sien dat die eindtydkerk, as julle gaan kyk in julle Bybels, ons kyk gedaan na Openbaring 2 toe, dan kyk ons by Thyatira, né? Hy gaan van 538 na 1517 toe. So, of 1565 toe. Maar dan begin, Openbaring 3, begin wanneer die vervolging basies op sy breedste en sy ergste was in Openbaring 3. Nou, julle moet gaan kyk wat gebeur in Openbaring. Dit is fenomenaal. Dit is net so 'n interessante putkos wat ek vir julle gee in die 7 gemeentes. Kyk gou wat gebeur. As julle gou vir my blaai na 2 vers 17, dan sê hy, die oor het laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê, hy wat oorwin, aan hom wat oorwin sal ek gee om die eet van die boom van die lewe. Wat kom eers in die vers? Hoe begin die vers? Hy wat het oor het
laat hom hoor wat die Gees in die gemeente sê. Okay? So hy sê, dit is belangrik wat ek nou vir julle sê. Laat die wat die oor het, laat hom hoor wat die Gees in die gemeente sê. Okay? So, en dan sê hy aan hom wat oorwin. So kom ons gaan kyk gou na vers 11. En hoe begin hy? Wie oor het laat hom hoor wat die Gees in die gemeente sê. Is ek reg? En dan sê hy, die wat oorwin sal deur die tweede dood geen skade ly. So, dis dieselfde patroon wat hy volg. Die oor het laat hom hoor, die oorwin. Nou gaan kyk ons na die gemeente van Pergamus, vers 17. Hoe begin hy? Weer oor het laat hom hoor wat die Gees in die gemeente sê. Ne? En dan sê hy, aan hom wat oorwin sal ek gee om te eet van die verborge manna. Okay. So, as jy dieselfde patroon, jy oor het laat hom hoor, hy moet oorwin. Jy oor het laat hom hoor, hy moet oorwin. Okay. So is dit 'n ritme hier gekry. Okay, jy het julle. Maar waar is haar man nou? Hy loop eigenlijk oor musiek oppraat. So, en nou gaan ons na Thyatira toe. Kyk wat gebeur in Thyatira. Hy sê, vers 26. En aan hom wat oorwin en my werke tot die einde toe bewaar, sal ek mag gee oor al die nasies. Vers 29. Die oor het laat hom hoor wat die Gees in die gemeente is. Sien julle, die ritme het verander. Dit is altyd die oor het laat hom hoor, die oorwin. Nou is dit die oorwin, die oor het laat hom hoor. En hoofstuk 3, vers 12. Die oorwin, ek sal hom 'n pilaar maak. Okay? En dan vers 13. Die oor het laat hom hoor. Weer, nou die ritme verander van die kerk van Thyatira, verander die ritme waar die boek geskryf is. In plaas is dit, weet, dis dit hoe is dit? Maar die ritme verander, okay? So, en dan gaan kyk ons na die gemeente van Laodicea, dieselfde, aan hom wat oorwin sal ek gee om saam met my op die troon te gaan sit. En dan vers 22, weer oor het laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. So die ritme verander. Hoekom sê hy sê verander die ritme? Van Thyatira val in die jaar 538, wanneer die vervolging begin het teen die Christelike kerk. Nou verander die ritme van Openbaring. Want dit is wanneer die doodsdekreet uitgegaan het en die Christene begin doodmaak. En dan verander die ritme. En nou is dit, ons moet veg. Dit is nie meer net van die oorwinning is daar nie. Weet, jy oor het laat hom hoor, wat die Gees in die gemeente sê, hy wat oorwin. Nou is dit, ons moet oorwin, sodat ons die Gees kan hoor praat met ons. Ons moet kan vasstaan, ons moet soos pilare kan staan, sodat ons die Gees kan hoor praat in ons lewens. Jy hoor wat ek sê. So, interessant vir Openbaring. Of is dit nie interessant? Okay. Right. So kom ons gaan na hoofstuk 12 toe. Ek wil net vir julle wys hoe belangrik is julle. Elkeen van julle wat is so sit. En as ons hoofstuk 12 lees, weet ons die verhaal van die groot stryd. Dit is waar die vrou, die kerk, die maan gestaan het, verkleed met die son, en nou kan ons al begin dinge wys het, né? Sy is verkleed met die son, sy het 12 sterre op haar kroon, sy het 'n kroon op haar kop, en al sulke tipe van dinge kan ons nou begin eien, want ons ken al van die simbole, is ek reg verkeerd? Okay, so, en hulle sê dit, en sy was swanger gewees, so as ek nou 'n videokamera gehad het, dan het ek die videokamera in daai hoek gewys, en daar die vrou gestaan op die maan, en sy was swanger gewees, en sy was op die punt gewees om te baar, en sy sou 'n manlike babatjie gebaar het. Okay, so, en terwyl ons op haar fokus, verander die kamera ewe skielik in 'n ander rigting, en wat het ons daar? En 'n ander teken het in die hemel verskyn. En daar was 'n groot vuurrooi draak met 7 koppe en 10 horings. En op sy koppe 7
krone. En sy sterre het 1/3 van die sterre van die hemel meegesleep en op die aarde gegooi. En die draak het gestaan voor die vrou wat op punt was om te baar, sodat hy haar kind sou verslind wat sy sou gebaar het. Okay, so wat is die visie van die draak? Om die kind te verslind. Wie is die draak? Satan. Okay, so vers 9 sê, die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde en sy engele is saam met hom neergewerp. So in hierdie konteks is die sterre wel engele. In die konteks van hoofstuk 1 is die sterre ons, die diensknegte van God. So in hierdie konteks is dit die engele. Okay, so wat wil die draak gehad het? Hy wil wie doodmaak? Wie wil die draak doodmaak? Die baba seentjie. Wie was die baba seentjie? Jesus. Okay? Wie was die vrou wat die baba seentjie gebaar het? Die? Excuse? Maria. Okay? Maar wat stel die vrou voor in profetiese taal? Die kerk. Okay? So, ons het die kerk en Jesus is toch uit die kerk gebore. Okay? So Jesus is gebore en wat het gebeur toe Jesus gebore is? Wat het Herodes gedoen? Hy het gesê, ja, hy het dekreer en gesê, laat al die babaseentjies doodgemaak word, wat onder 2 jaar oud is. Okay? So, maar die hele tyd het die vader ingetree en hy het baba Jesus uit die gevaar uitgehaal. En op die einde van die dag, nadat Jesus gesterf het Jesus opgevaar hemel toe. So dit sê vir ons hierso, en sy het 'n man, vers 5, en sy het 'n manlike kind gebaar, wat al die nasies met ysterscepter sou regeer, en haar kind is weggeruk na God en sy troon. En die baba Jesus weer die troon geneem, in vers 5, hoofstuk 5, ja, hy is ons hoofstuk 5, is hy opgevat in die hemel weer, en toe wat het hy gekry? Hy het sy troon gekry, het weer die boekrol gekry, ne? Uitstekend. So, en nou lees ons verder van die vrou in die woestyn. Die vrou het gevlug na die woestyn, waar sy 'n plek het wat deur God gereed gemaak is. Dit laat haar sy onderhou 1260 dae lank. En daar was oorlog in die hemel, en Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer, en hy kon nie oorwin nie. So, en nou gaan ons sien, daar vers wat we gelees, die groot draak wat neergewerp is, die slang wat genoem duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei het. En dan kom ons by vers 12 uit, en hy sê, daarom, wees verheug, o hemele, hoekom? Satan is uitgewerk, uitstekend. Satan is uitgewerk, hy sê daarom wees verheug, o hemele, maar o wat? Weer die aarde, en die bewoners van die aarde, want die duiwel het na julle neergetaal, so lam soos 'n lammetjie, want hy weet dat hy nog baie tyd het om sy werk te doen. Maar die duivel weet dat sy tyd is min. Sy weet dat sy tyd is min. Okay? En is was hy lam soos 'n lammetjie? Hy het gekom met wat? Groot woede. Okay, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu om te kyk wat hy kan verslind. Nou, so hy kom met groot woede want hy weet dat sy tyd min is. Weer eens, ons leef in 'n dringende tyd. Okay? So en dan lees ons verder, en toe die draak sien dat hy neergewerp is op die aarde, het hy wie vervolg? Die kerk vervolg, het hy die vrou vervolg. Okay? Die eerste keer, wie wou hy doodmaak? Die seentjie. Maar nou is die seentjie weggeruik na God toe, hy het verloor. Okay? Jesus het opgestaan uit die dode, hy is hemel toe. Maar nou sê hy, okay, as ek nie die Jesus kan kry, nie gaan ek sy kinders aanvat. Is ek reg? Dan gaan ek sy kinders aanvat. Want vat aan my kind en jy vat aan my. Okay? So hy gaan die Jesus seermaak, en hy gaan kyk hoeveel kinders, soveel as moontlik kan hy saam met hom nou vat in die afgrond. Dus jy stem julle saam met my.
En hy sê, is goed, en hy gaan die vrou vervolg wat die seentjie gebaar het. En nou word die storie eintlik weer herhaal, wat nou net gesê, sy het na die woestyn gevlug. Maar gee so 'n bietjie meer detail, sy het 2 arensvlerke gegee, en sy het na die woestyn toe gevlug, sodat sy na die woestyn na haar plek kan vlieg, waar sy uit die gesig van die slang onderhou word, die tyd en die helfte van die tyd. Nou, wie stel belang in daai tydsprofesie? Om uit te pleis. Okay, daar's 'n paar rande. Nou, heel moontlik volgende week, as jy by Magali sig toe kom, dan gaan ons daai tyd en die helfte van die tyd. Dis ook dieselfde as die 42 maande en die 1260 dae profesie. So ons gaan dit, en dit is in julle boekie ook, maar ons gaan dit vir julle mooi verduidelik. So, en dan sê hy, die slang het uit sy bek. Wie is die slang? Lucifer, die duivel, okay? So, en hy sê die slang het uit sy bek water soos 'n rivier agter die vrou aangegooi. Wat op aarde kan dit beteken? Dat hy water soos 'n rivier agter die vrou aangegooi het. Vervolging. Sê jy? Vervolging. Vervolging? Soos water is 'n groep mense, is 'n movement. Yes. So, in profetiese taal, is dit valse leerstellings van valse godsdienste en Babyloniese invloed wat hy gestuur het om die kerk. So sy vlug 'n woestyn toe, maar hierdie gaan agterna. Okay. So, en dan lees ons vers 12. En die draak was getoorn op die vrou en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge. Nou, hoekom wil hy nie met die vrou vang nie? Hy sê, ek soek na haar nakomelinge, nie met die vrou nie. Hoekom? Wat het gebeur? Dat hy nie met die vrou soek. So nou gaan kyk ons verder in Openbaring, en ons gaan kyk wat in die woestyn gebeur het. So ons gaan nou na hoofstuk 17 toe, en hoofstuk 17, en ons lees al vers 3, en hy het my in die gees weggevoer. Wie is my? En hy het my, wie is die my? Dis Johannes, okay? So, en of dit nou een van die ouderlinge was, of dit nou 'n engel was, is heel moontlik die engel wat in die begin verskyn, en hy het my na die woestyn toe gevat. En wat sien hy in die woestyn? Nou, hy het my na die woestyn toe gevat, en ek het 'n vrou, hier kom ons weer die vrou wat in die woestyn is, ne? En ek het die vrou sien sit op 'n skarlaken rooi dier, vol Gods lasterlike name, met 7 koppe en 10 horings. So, en die vrou was bekleed met purper en skarlaken en versier met goud en kosbare stene en parels, en sy het in haar hand 'n goue beker gehad vol gruwels en onreinhede van haar hoerery, en op haar hoof was 'n naam geskrywe: Verborgenheid, die groot Babylon, die moeder van die hoere en van die gruwels van die aarde. So, ek gaan maak my vrolik af, so ek sien wat het reispak. Ek weet nie hoe af te sien. In elk geval, so wie sien julle hierso? Die vrou wat in die woestyn is. Wat het met die vrou gebeur? Askies? Ja, wat het met die vrou gebeur? Presies wat jy sê, ek soek nog net meer inligting. Sy was misleid geweest, né? Maar wat het sy word? Sy het sleg geword. Okay? Want sy het al hierdie geneem. So, dit gee ons die tydperk wanneer die kerk in katholicisme ingeval het, dat al die gruwels en die valse leerstellings begin aangryp het, né? En dit deel gemaak het van die kerk. So, en Johannes sien dit, en hy sien dat die vrou sleg geword het. En dan sê sy baie dogters gehad, en die vrou sien dronk word van die bloed van die heiliges, omdat die vrou die heiliges begin vervolg het, né? So, en het sê daar in vers 15, moeder van die hoere, wat die gruwels van die aarde. So daar was baie vertakkinge van die katholicisme wat uitgegaan het. Okay? So, en die kerk het
het eintlik maar sleg geword. So stel die draad nog enigstens belang om verder daai kerk te vervolg en om die lewe te bring. Dis nie nodig nie. Ek het hulle klaar waar ek hulle wil hê. So dit is fyn vir my. So maar nou sê hy, maar die draad was vertoon want die vrou het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge. En luister na hoe identifiseer dit die ander nakomelinge. Wat doen? Wat die gebooie van God en die wat bewaar. Lees dat staan daar. Wat is dit? Sorry, vers 17. 12 vers 17. En die getuienis van Jesus Christus bewaar, wat het hou. Ne? So, hy is nou uit om die groep of die kerk te vervolg wat die gebooie van God en die getuienis van Jesus Christus bewaar. Okay. So wat is die getuienis van Jesus Christus? Okay, laat my nou Openbaring 19 toe. Openbaring 19 vers 10. En ek gaan iemand vra om die heel in die middel van die vers, moenie, ek is in mededienst, van daar af te lees, in die middel van die vers. Die gaan op ons lees. Yes, lees op ons. Ek is in mededienst van jou, van jou broeders, dat die getuienis van Jesus het, want bid God, want die getuienis van Jesus is die gees van profesie. Yes, want die getuienis van Jesus is die gees van profesie. So ons weet, wat is die gees van profesie? Kom ek hoor by julle adventiste, wat is dit? Kan julle my help? Kan jy net nog nie antwoord? Yes. Okay, dis die lewende woord van God, maar wat op spesifiek fokus hy in die woord van God? Profesie, ja. Okay? So, die eindtyd kerk gaan 'n eindtyd profeet hê, nommer 1, en nommer 2 is, die eindtyd kerk gaan profesie kan uitlê, dat ons dit kan verstaan, en dat die wêreld dit kan verstaan. Dit is 'n gawe wat gegee word aan die eindtyd kerk. En hulle gaan die gebooie van God onderhou, al 10 gebooie, en hulle gaan die wat doen. Getuienis van Jesus Christus bewaar, die gees en profesie gaan hulle bewaar. Die eindtyd profeet, en ook die profesie wat in die woord vir ons gegee is. Daniël en Openbaring gaan verstaanbaar gemaak word. Dit wat verborge was in Daniël, gaan oopgemaak word, gaan verstaan word. So, en wanneer is dit beginne verstaan, as ons nou hierdie tydlyn kyk, en dan sien ons hier is 'n datum van 1833. Dis min of meer plus minus, wanneer die 3 engele boodskap begin verkondig is aan die wêreld daar buitekant. En wanneer die Daniël begin om bymekaar gesit te word en verstaan te word. Maar in 1844 toe gaan die liggies oral aan na die groot leerstelling en sê, nou weet ons wat die profesie vir ons sê. Okay. En dit is Openbaring aan die eindtyd kerk, wat die gebooie van God onderhou en die getuienis van Jesus bewaar. En wat is die basies die enigste kerk vandag wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus het? Die Sevendag Adventiste kerk. Is dit vir julle 'n skok? Besef julle die verantwoordelikheid wat ek het as ek sê ek is 'n Sevendag Adventiste? En daar is mense daar buitekant wat nie daarvan weet nie. Besef julle die verantwoordelikheid wat julle het? Julle is in 'n gevaarlike posisie. Baie gevaarlik. So, die mees kwesbaarste groep in die Sevendag Adventiste kerk is wie? Wie is die mees kwesbaarste groep in die Sevendag Adventiste kerk? Yes. Excuse? Die leiers van die kerk, ja, yes.
Die jeug, ons jong mense, julle ouens, is die mees kwesbaarste, en dit is waar die aanval is, want hy weet, as hy julle uithaal, dan haal hy julle generasie uit, en die kerk kan doodgaan. Hy weet het. Kan ek julle iets skokkends gee? Dat jy kan dit of positief of negatief vat. En as ek sê, jy vat dit positief, en sê, yes, dit sal nooit met my gebeur nie. As jy dit negatief van sê, oh wel, dit gaan nie nooit gebeur, so, dan gaan ek maar net aan die kerk uitgaan. So ook dat ek bang is om die statistiek vir julle te gee. Maar 75% van ons jong mense verlaat die kerk in die ouderdom van 15. Hy mag nog in die kerk sit, maar hy het klaar sy besluit geneem. Hy gaan die kerk verlaat, as hy die huis gaan. Dit is nie thumbs up nie. Dit is navorsing wat gedoen is. En dit is dieselfde, dit wat hartseer is dieselfde wat die kerke buitekant is. Hy het dieselfde statistieke. 75% van ons jong mense van die kerk verlaat. Soos ek 10 van julle hier voor laat kom staan, dan gaan 7 van julle sit. En dan gaan net 3 oor bly. Dit is skrikwekkend. Nee? En dit is hoe slinks die duiwel vandag is. Om ons kerk te laat krimp en ons kerk te laat swaar kry. As ons net julle in die kerk kan hou, nee? As ons net julle in die kerk kan hou, dan ons kerk klaar gewen. Inteendeel, skryf dit in die gees van profesie, dat, ek gaan het vir julle lees, van Pieter en Jonkie. Sy skryf, It says, so why should not labor for the youth in the borders, in our borders? Why should not labor for the youth in our borders be regarded as missionary work of the highest kind? Ze sê, die grootste sendingwerk in ons kerke is julle. Is die ouderdom van 14, 15 tot 30. Dis ons grootste sendingwerk te so doen. Sy sê, voordat ons geld gee om 'n poging buitekant te hou, moet ons eers geld gee en beplanning doen, hoe gaan ons jeug bedien in ons kerk. Dan skryf sy verder, sy sê, it requires the most delicate tact, the most watchful consideration, the most earnest prayer for heavenly wisdom. The youth are the object of Satan's special attack. So, ek kan vir julle nog 'n paar lees. Maar dink julle die storie gekry. So, en dit gaan van elkeen van julle afhang om die woord van die Here te studeer, te lees, te studeer en te lees. En 'n verhouding elke dag met die Here aan te knoop. Elke dag jou lewe neer te lê en te kenosis van die wêreld en daar Patmos aan Jesus. Sodat jy die Makarios kan kry, die vrede waarin jy lewe, ongeag wat gebeur. Daar is 'n skrikwekkende taktiek wat die duiwel tans het, wat ons kerk doodmaak en niemand sê 'n woord oor nie. En dis pornografie. En nou kyk hom weg, want almal wil nie daaroor praat nie. Niemand wil oor praat. Maar dis die grootste gevaar waar ons kerk tans is pornografie. Want dit maak ons mense geestelik mors dood. Dit maak die kerk geestelik dood. Dis kon niks gebeur. Hulle sê 70% van alle mans is verslaaf aan pornografie. 55% van ons predikante in die kerk is verslaaf aan pornografie. En weet julle, dit is moeilik om vir my te sê, maar dit is so, wat se naam, hou vas
wat pornografie op ons mense het, dat ek kan hulle amper nie kwalijk neem. Want as jy eers gegryp het, dan kom jy nie daaruit. En dit maak ons mense, ons jong mense, en ons praat nie net van jong mense, ons praat van alle ouderdomme. Dit maak ons dood, geestelik dood. So, ons praat baie oor media, en dis deel van media, pornografie dink ek, maar ons praat van soveel verskeidenheid van ander goeders, waar ons moet vanaf wegbly, maar ons kerk sê nie 'n woord daaroor. Oor die grootste gevaar waar ons kerk is. En dit is net 'n taktiek van die duiwel. Want dit is iets waaroor almal skaam is, oor niemand wil praat. So, die Here roep ons as jong mense en as kerk. Dis tyd dat ons moet opstaan. Dis tyd dat ons moet staan vir wat reg is. Dis tyd dat ons moet teen die duiwelse aanvalle moet staan en veg daarteen. So, ek wil graag hê ons moet blaai na Openbaring 6. Hoeveel tyd het ons oor? 15 minute. Gaan ons dit doen in 15 minute? Mag ons 20 minute kry. Wil jy luister man? Nee, okay. Kom ons kyk na Openbaring 6. Dis eintlik waar ons wil wees, né? So, nou ek gaan vinnig vir julle hierdie ding wys voordat die wat se naam doodgaan, voor my ding is doodgaan hierso. So, daar kan jy die 7 kerke sien en kry. Ek het my rekenaar hierso. So, dis maar net vir julle perspektief te gee van die tydslyn van waarin ons praat. Wat was dan is dit beter? Okay, so wat ons hierso het is, julle sien die kerke, daar is 7 kerke, Efese, Smyrna, Pergamus, Thyatira, en die tydlyn waarna is, 31, wat het gebeur in 31 na Christus? Die kruisiging, okay? So, en Efese het geëindig, en dan so gaan ons aan, julle kan sien, Philadelphia eindig in wanneer? In 1844, né? Ons weet al wat in 1840 gebeur het, dit is die groot teleurstelling gewees. En dis waar Laodicea begin is 1844, die kerk waar ons nou is. En hy moet gaan tot is die Here gekom. Okay. So, en die 7 seels pas ook daaraan, soos die wit perd, die rooi perd, die valperd, en my swart perd is, daar is die valperd, die swart perd, die valperd, en dan het ons die martelare onder die altaar, wat uitroep, hoe lang moet ons nog wag, die Here moet kom. En dan het ons Philadelphia, waar die tekens van die wederkoms is, die eindtyd van die sterrereën, die maan wat bloed word en die son wat verduister word, en dan het ons 1844 tot nou toe, waar die 7 trompette is, en dan eindig ons met die wederkoms van Christus. So, en net interessantheid, ons het die 7 trompette wat blaas, en dit is die tydslyn waar die trompette blaas,
Jy sien alles is by 1844 en dan gaan dit aan. Daai ander tye verskil redelik van die 7 seels en die 7 kerke. Ek gaan nou vinnig, so ek hoop nie maak julle die mekaar nie, maar die 7 laaste plaas eintlik die belangrike ene wat ek vir julle net wil uitwys, en dit is dat hy pas glad teen 'n tydslyn nie. Al wat gebeur is, die 7 laaste plaas, daai laaste geel streepie, die laaste jaar, hulle reken is 'n jaar voordat Jesus gaan kom. Gaan die 7 laaste plaas val. So, ons is amper daar. OK. So, net vir julle 'n idee te gee waar die perde nou ook inval, is daar ons hulle hardloop saam met die 7 kerke. Is maar net om te sê dat, jy weet, die 7 kerke is daar, en die perde gee net vir ons 'n bietjie meer inligting oor daai tydsera wat gaan gebeur. So, as julle by Openbaring 6, kyk, goed, en ek het gesien toe die lam een van die seels oopbreek. Wie is die lam? Jesus. Nou van hier af, praat hy net van die lam. Praat nie meer van Jesus. Die lam. Goed, hy het een van die seels oopgemaak en ek het een van die 4 lewende wesens hoor sê soos die geluid van 'n donderslag. Kom kyk. Kyk. So, as dit 'n donderslag is, beteken dit is 'n belangrike aankondiging. Kom kyk wat nou gaan gebeur. Kyk. En ek het gesien en kyk, daar was 'n wit perd wat uitspring. Kyk. So, daar's 'n wit perd wat uitspring toe hy die eerste seël gebreek het. En wat is die eienskappe van die wit perd? En hy wat daarop sit, het 'n boog, en aan hom is 'n kroon gegee, en hy het uitgegaan as 'n oorwinnaar, en om te oorwin. So, nou, hy het op wat gesit, wat is die kleur, wat is die perd? 'n wit perd. Nou die Romeine het, as hulle 'n oorlog gewen het, en dan het hulle altyd, as hulle klaar gewen het, dan al die soldate uitgetrek met wit perde, om wat aan te kondig? Hulle oorwinning. Okay? So, wat het hy op sy kop gehad? 'n kroon. Nou daai kroon in Grieks is Stephanos kroon. En 'n Stephanos kroon is 'n oorwinningskroon. Dit sê jy het oorwin. Kyk, so, en dit is die kroon, want was die boog is 'n teken van, ek kom uit die oorlog en ek het oorwinning behaal. En ek het die kroon gekry, ek het die wit perd gekry, en dit verteenwoordig, net na Christus, nou is praat van 31 na Christus, die oorwinning wat Christus gehad het, en die Christelike kerk se oorwinning, hoe hulle die Christendom in die kerk, in die wêreld ingevat het, en hoe hulle oorwin het. So, groot oorwinning wat hulle behaal het, en van 31 na Christus. En weet hulle 3000 'n dag gedoop, na 1 preek. So, dit is amazing geweest. En, so, dit verteenwoordig die suiwer oorwinning van die evangelie, wat verkondig is van Jesus Christus. So, dan kyk ons, die tweede seël word gebreek, en oopgemaak, en hoor, die tweede lewende wese sê, kom kyk, en 'n ander perd, wat was sy kleur? 'n vuurrooi perd, 'n rooi perd het uitgespring, en uitgekom, en aan hom wat daarop sit, is dit gegee om die vrede van die aarde weg te neem, en dat hulle mekaar sou doodmaak, en 'n groot swaard is aan hom gegee. So, wat was die doel van hierdie perd? Wat moes hy doen? Hy moes die wat wegvat? Die vrede moes hy wegvat van hierdie aarde af, sodat hy hulle kon doodmaak. Of wat staan daar? Sodat hulle mekaar kan doodmaak. So hulle begin, so al wat hy doen is, waar julle by mekaar kom, om die boodskap te deel, bring hy ontevredenheid, en wat gebeur? En julle begin mekaar te slaan en dood te maak, en mekaar te beskuldig, van dinge wat nie wil werk nie,
En wat doen die duiwel aan die ander kant? Hy smaal net vir jou. Hulle kan nie meer uitgaan nie, want hulle het nou nie meer eenheid onder mekaar nie. En dis wat hier gebeur het is. Stadig maar seker, het die kerk, wat se naam, het Satan die kerk ingesluip. En hy het ontevredenheid en valse teologie in die kerk ingebring. En hy die kerk begin vervolg van binne af, sonder dat hulle dit weet. En hy het al wat hy gedoen is, hy het tweedrag in die kerk gebring. Ek glo dit, jy glo dit. Okay? En hoe is die perd rooi gewees? Wat is die simboliek van rooi? Bloed. Daar was bloedvergieting gewees onder mekaar. Want ons het nie saam gestem nie. So, en hy maak nie dood nie. Nee, hulle maak mekaar dood. Hy neem net die vrede weg. Ne? So, okay. So dan, na hom, het ons die swart perd. En toe hy die derde seël oopmaak, hoor ek die derde lewende wese sê, kom kyk. En ek het gesien, en kyk, daar was 'n swart perd. En hy wil daarop sit. Nou as wit oorwinning en lewe en alles teenwoordig, wat sal swart verteenwoordig? Dood, is dit wat jy gesê? Wat jy gesê? Hy sê Tekort aan die evangelie. Ja, okay. So, dis as 'n tekort aan die evangelie is, wat gaan dood? Ons geestelike lewens gaan dood. Ne? So, die swart is absoluut die dood wat intree. En as ek nie oorwin het nie, dan is ek dood. Okay, dan moet ek doodgemaak. So, en hy sê dat, hoor dit, daar is 'n swart perd, en hy wat daarop sit, het 'n skaal in sy hand gehad. Okay, so, julle kan in Levitikus 26 vers 26 gaan lees, skryf dit net neer, daar tydsaspek, en ek vra dat jy dit self gaan lees, Levitikus 26 vers 26. 'n skaal is verteenwoordig hongersnood. So die swart perd bring wat? Hongersnood. Wat sal hongersnood bring in die kerk? Dat daar nie brood en water is nie? Of wat sal hongersnood? Geestelike hongersnood. Okay? So ons gaan weer teruggaan, ons gaan hulle weer oordoen, dan gaan ons elke keer bietjie meer vleis aan dit sit, totdat ons konsumeer. Okay? So, skaal is aangegee, en daar was hongersnood gewees, en ek het 'n stem tussen die 4 lewende wesens hoor sê, 'n rantsoen koring vir 'n penning, en 3 rantsoen gars vir 'n penning, en moenie die olie en die wyn beskadig nie. Nou, jy kon, in die Bybelse tyd, kon jy vir 'n penning, kon jy genoeg kos koop vir die hele familie. Maar nou sê hulle, jy kan net met 1 penning amper genoeg kos koop vir 1 persoon. So daar is 'n droogte, nie 'n droogte nie, 'n hongersnood in die land. En dit is wat die swart perd bring. Hy bring 'n geestelike hongersnood in die kerk in. En hy vat die geestelike kos weg van ons af. So en hy sê, maar moenie die wat sê hy? Die olie en die wyn beskadig nie. Ja, jy kan die ander goedes wegvat, maar moenie die olie en die wyn aanvat nie, want daar is 'n oorvloed van dit. En dit is die mooiste gedeelte van hierdie 3 perde. Wat is die olie? 'n simboliek van in die Bybel? Heilige Gees. Die Heilige Gees. En bloed? Verlossing. Die genade, die verlossing van Jesus. Dit gaan altyd daar in oorvloed wees. Moenie daaraan vat nie. Want jy het nog steeds 'n kans dat die Heilige Gees met jou kan werk en dat jy Christus kan ervaar. Jy kan nog steeds weer teruggaan na die wit perd. Dis mooi, né? Moenie die olie en die wyn beskadig nie. Want my kinders het dit nog nodig. Daar is nog 'n kans dat hulle dan die verlossing kan ervaar weer in hulle lewens. So en dan gaan ons na die 6de een toe, en hy sê, en ek het 'n stem uit die 4
lewende wesens oorsien, so dit lag lees. En dan vers 7, en toe hy die 4de seël oopgemaak het, hoor ek die stem van die 4de lewende wesen, wat sê, kom kyk, en ek het gesien, kyk, daar was 'n vaalperd, 'n grys perd, okay? So hier kom die aaklige gedeelte van die 4 perde, want grys verteenwoordig wat? Die geestelike Dit is absolute geestelike, 'n lijk word grys as hy doodgaan, nie hier is dokters nie, maar grys, 'n lijk word grys, weet, as hy dood is, terwyl as 'n mens dood is, word hy grys, ne? So is daar hoop, as iemand klaar in die graf is, nog om lewendig te word, behalwe met die wederkoms. Nee, daar is geen hoop. So, hy vat ons hierso nou na die negatiewe gedeelte toe, en hy sê dat die stem van die 4de, laat ek so maak, en hy het daarop sit, en die naam was die dood en die doderyk, het hom gevolg, en aan hom is mag gegee oor die 4de deel van die aarde. So kom ons kyk gou na die 4 perde weer vandag. Ons het die wit perd, wat die oorwinning is, die evangelie wat oorwin het, en dan volg die rooi perd toe, okay? En die rooi perd bring wat? Tweedrag in die kerk, okay? So, en as daar tweedrag in die kerk is, wat volg dan? Die swart perd, want hy bring nou geestelike doodsheid in die kerk. Reg. So, en ons gaan nou nog dieper gaan, en as die geestelike doodsheid daar is, en ons wend onsself nie oor na die wyn en die olie toe nie, wat gebeur dan? Dan gaan ons na die doderyk toe, waar daar geen hoop meer is nie. Het julle my? Julle verstaan wat dit nog doen het. Kyk, so waar die wit perd ook al heen gaan, volg die rooi perd. En as die rooi perd klaar sy werk gedoen het, dan volg die swart perd. En as die swart perd klaar sy werk gedoen het, dan volg die grys perd. Okay, ons kyk in geestelike termes nou van die kerk. As die kerk eers geestelik, as die kerk eers begin beklei onder mekaar, wat gebeur eintlik met elkeen wat in die stryd is? Ons fokus so om te beklei, ons fokus so om die probleem op te los, ons fokus so, om die kerk weer te laat staan en kom, en in my wil moet geskied in die hele proses, dat ek op die einde van die dag my geestelike lewe nalaat, en ek is nie meer so geestelik gefokus as wat ek moet. En ek spandeer soveel tyd in die probleme wat in die kerk is, dat ek nie na my geestelike lewe omsien nie. En op die einde van die dag stap ek uit die kerk uit en sê, die kerk is nie meer vir my nie. Dankie. En ek loop uit, en ek stap in die doderyk in. Dit is verby met my. En ek kan vir julle verhaal vertel as predikant. In die laaste 30 jaar wat ek in die bediening gestaan het, van dit wat gebeur. Van mense wat ongelukkig is, moed vir die stryd, en hulle stap net uit. Maar die Here sê, jy moet terugkom na die olie en na die wyn. Kom terug na Christus, want jy oorwinning lê in die bloed van die lam en die woord van jou getuienis. Kom terug dat die Heilige Gees nog in jou lewe kan werk, dat hy jou lewe kan verander, dat hy jou nuwe lewe kan gee. Die Geesprofesie sê, as daar 2 spalke in die kerk is, wat natuurlijk nie in hierdie kerk is. So, hoekom mag jy? As daar 2 spalke in die kerk is, en elkeen sit sy eie ek, soos wat die verlore seun gedoen het, een kant, en hy ken nou soos van homself, sal die probleem opgelos word binne 5 minute. Dis wat sy skryf. As elkeen die net kan ken nou soos van homself in 5 minute, dan is die probleem opgelos in die kerk. Maar dit gaan alles oor, my wil moet geskied. So,
Kom ons pas dit gou toe in ons eie persoonlike lewens, en dis waar ons eintlik graag wil uitkom, want ons sien dit in die kerk, maar in die tyd wat ons nou lewe, in die ware doel van die lewe, kan ons alles uitvind omtrent die merk van die dier, dis alles inligting wat ons het, dis alles kennis wat ons optel, die merk van die dier, die 666, ons kan uitwerk wie is die antichrist, ons kan al sy eienskappe eien, ons kan alle goed doen, dis baie belangrik om te doen. Maar op die einde van die dag, die belangrikste van alles wat die boek Openbaring vir ons wil gee, is om ons geestelik te versterk en Christus eers te maak in ons lewens, sodat ons dit wat ons gaan lees en gaan inneem en gaan verstaan, dat dit ons gaan geestelik versterk. En in die tyd wat ons lewe, die duiwel gaan nie stil sit. Ons het gelees nou, hy is 'n brullende leeu, hy wil hierdie geslag uithaal. So vinnig as moontlik. Ek het nou met 'n jong man gaan sit en gesels, ek sê nie waar en wie en hoe nie. Maar hy het die kerk gelos het, en hy het gesê, hy kan nie in die kerk bly, waar is so bekleierery is. En waar kom het vandaan? Dis nie jou duiwel, wat ons wil uithaal, en sê, ek wil lewe nie hier so nie. En hy bring hierdie tweedrag, ons beklein op mekaar. So, wie is nie die Adventist nie so? Nee, daar is ene, en hier is ene, is daar nog? 2. Dis 'n fantastiese kerk. Ek dink nie daar is nog so kerk, daar is nie nog so kerk in die wêreld. Ek was laas jaar na ons wêreldkonferensie toe gewees, die GC, waar al die kerke van oor die hele wêreld in mekaar kom. 70,000 verteenwoordigers van oor die hele wêreld. So daar saam gesit in 'n dome. Edwin was saam in die dag gewees. En ons het saam gesing, die Here geloof en geprys. Ons het gesien wat sê die verhale wat oor die hele wêreld gebeur. Ons stap in 'n saal in, wat sale eintlik is, van verskillende bedieninge en dinge wat gebeur rondom die wêreld. Dit is soos God se werkswinkel waar jy instap en jy sien alles, jy beleef alles en jy sien hierdie ou so toegespits om hierdie werk te doen, daar en die werk gaan fantasties. Dit is absoluut, daar is nie nog so kerk soos die Seventh Adventist kerk nie. Daar is nie nog so kerk. En ek staan met trots om te sê, as Seventh Adventist hier so vandag. Maar die duiwel gaan nie toelaat dat ons gelukkig is in hierdie kerk. Want hy wil ons nie so hier nie. Hy wil ons hier uithaal. En dis hoekom die Here vir ons hierdie boek gegee het en gesê, daar gaan baie dinge gebeur in hierdie kerk waar jy is. Baie negatiewe dinge gaan in hierdie kerk gebeur waar jy is. Maar daar is vir jou geen rede om hierdie kerk te verlaat nie. Want hierdie is God se kerk. Dit is God se eindtyd kerk. Dit gelyk op 'n stadium of hierdie kerk uit mekaar uit te val. Maar die Here sê, jy bly in hierdie kerk. Want dit is God se kerk. Hierdie kerk het die eindtyd boodskap wat verkondig word. Maar ons moet onthou, net so suiwer as wat die boodskap is wat ons verkondig is, net so gaan die duiwel met die rooi perd kom en hierdie kerk begin aanval en tweedrag begin saai om die geestelike dood te bring en op die einde van die dag dat die mense moet gaan uit die kerk. So mense wat nou net die waarheid ontdek het, mense wat nou net Christus opnuut in hulle lewens aangeneem het, as hulle persoonlike verlossing en saligmaker. Jy is so opgewonde oor die waarheid, is dit nie? En jy hardloop met dit. Jy wil die hele wêreld vertel van jou. Maar die rooi perd is op jou hart. Om tweedrag te begin, om twyfel te begin saai. In jou eie persoonlike lewe. Ek praat nie van die kerk, ek praat van jou eie persoonlike lewe. En as jy gaan gehoor gee aan daardie rooi perd, dan gaan jy begin om in 'n geestelike dood in te gaan. Maar is gelukkig nog nie die einde nie. Want jy gaan so baie tyd spandeer en so hongersnood begin ervaar, dat jy voel, dit is nie die moeite werd om aan te gaan met die stryd. En dan sê die Here, maar moenie die wyn of die olie beskadig nie. Want dit is nog steeds wat vir jou. Gryp daarna.
neem elke dag Christus as jou verlosser aan. Spandeer elke dag. Gees profesie sê, spandeer elke dag ten minste 'n uur op die lewe van Christus. Spandeer hy tyd. Dat Christus met jou kan praat. Word dat hy jou beste, in Engels jou ewe beste vriend, jou ewige beste vriend word. En laat die Heilige Gees elke dag in jou hart werk. Elke dag moet jy die Heilige Gees toelaat en nooi om in jou hart in te kom. Want as ons dit nie gaan doen nie, al ons jong mense wat hier so sit, as ons dit nie gaan doen nie, dan gaan ons op die einde van die dag doodgaan. En ons gaan ons geestelike lewens heeltemal verwaarloos. So, ek wil graag hê, julle moet gou vir my 'n bietjie dink. Net, ons vat net 5 minute, dan gaan ons afsluit. Net 5 minute, wil ek hê, julle moet gou 'n paar dingetjies identifiseer, wat die rooi perd kan wees in jou lewe. Ons begin maar, net klein dingetjies identifiseer, wat die rooi perd kan wees in jou lewe. Of miskien is dit alreeds die rooi perd in jou lewe. Wat jou begin terughou van die suiwer evangelie en die liefde van Christus wat daar is vir jou. Is julle bang daarvoor? Dit lyk so. Okay, kom ek gee julle 5 minute. Dis nou 10 oor 5 minute, dan gaan ons afsluit. Dan kan julle gaan rus. Julle kan soeke groepies maak as julle wil. Dit sal goed wees, dan kan julle terugvoering gee. Identifiseer die rooi perd, wat die rooi perd kan wees of is in jou lewe. Okay, ons het 'n scribe Gerard gekry, so hy gaan vir ons alles scribe hierso. Goed, is julle reg? Wat sy reg in eerste praat? Goeie. Sosiale media. Sosiale media, okay. Okay, volgende een. Sosiale media, yes. Werk, okay, yes. Het jy die hand op dan? Okay. Vriende. Okay. Die slegte vriende, nie die goeie vriende. Okay. Okay. Yes. Besig wees. Okay, besig wees. Okay. Yes. Yes. Onsekerheid. Familie. Dit is sulke slegte familie. Okay, familie, dis 'n groot ding daar. Ja. Wat is dit? Ondersteuning, as jy nie die regte ondersteuning het nie, ja. Trauma. Ja. Twyfel. Yes. Versoekings. Yes. Ja. Wat het julle gesê? Musiek en gesondheid. Musiek en gesondheid. Ek dink nie dis die eerste keer dat iemand sê maar dit so. En dan is daar okay. Selfbeeld. Gemeenskap. Skoolwerk. My skryf is so vinnig. Skoolwerk. Okay. Gemeenskap. Het jy nog een? Geld. O ja, nee. Groot deel. Sport, ja, sport is 'n groot ding. Groot rooi perd. Yes. Die gesondheidsboodskap. Kliks. O, Flix. Ja, mag nie my kliks gaan koop nie, hoor.
movies. Movies. Naglewe. Naglewe. Is dit wat ek hoor? Ja. Ja, naglewe. Okay, ons kan aanhou, né? Wêreldse standaarde. Wêreldse standaarde, yes. Alkohol, Alcohol, aardsbegeertes. skus, Aardsbegeertes. aardse begeertes, uitloop as die seminar nog anders. Mooi woord. Skus, om het lewe te red, gaan dit 'n rooi perd is, om die lewe te red. Skus? Jy kan mense steeds red, sodat hulle nie kan seer kry, of dat jy nie seer kry. Okay? Ek dink ons stop daar. Kan wees droog geskryf. Okay, so dit is belangrik vir ons om die rooi perd te identifiseer, is dit nie? En om seker te maak om uit te kyk, wat is die rooi perde in my lewe wat gaan skeiding maak tussen my en lewe, wat tweedrag gaan bring tussen my en lewe. En want dit gaan my geestelik op die einde van die dag doodmaak. En dit gaan my geestelik uitput. So en dan as ons by die hongersnood kom, baie jong mense sal na my toe kom en sal my sê, "Mano, ek is geestelik dood, ek het hulp nodig, help my asseblief." En dan al wat mens kan doen is teruggekom weer na ons Bybelstudie, gebed, en net weer tyd is van Here saam met die Here. Gaan terug na die olie en die wyn toe, sodat die Here weer jou kan stadig en seker weer die voeding kan gee, wat jy nodig het om geestelik gebou te kan word. Ek wil nie eens gaan na die Vaalberg toe nie, na die Grysberg toe nie, want ons wil nie daar kan toe gaan nie. So, en ek klassifiseer die Grysberg onder die sonde van die Heilige Gees. Dit is wanneer jy heeltemal dood is en nie meer die stem van die Heilige Gees kan hoor. Al praat hy hoe hard, jy is so verhard in jou hart, dat jy wil nie meer sy stem hoor nie. So, mag ons as jong mense by die witperd bly en hardloop in die witperd. Want die Here sê die tyd wat ons nou lewe, moet ons weet, daar is 'n suiwer evangelie. Maar as jy daai evangelie gaan aanneem, wees bereid dat die rooi perd jou gaan volg. Maar bly by die witperd. Moenie vir 'n oomblik kans gee dat die rooi perd in jou lewe kan kom. Want dan gaan jy geestelik doodgaan. En dit is altyd moeilik om weer terug te kom. Maar daar is 'n kans. Ons gaan dit regkry. En baie moeite kan ons weer terugkom om by die witperd aan te sluit en lewe te ontaar. So mag die Here julle lei, mag die Here julle seën in hierdie journey. Is daar enige vrae oor enigiets wat ons oor gepraat het vandag? Julle nou 'n kans. Niemand wil 'n vraag vra nie. Okay. Yes. Dit is 'n baie goeie vraag wat. En ek gaan hom vir jou wil verantwoord, maar dit gaan 'n baie lang antwoord wees. So ek wil voorstel jy kom volgende naweek weer. Gaan jy volgende naweek wees? Okay. By Magali se hier. Okay. Dan gaan ons dieper ingaan in daai dinge. Die 7 koppe en die 10 horings en al daai grillige hekkie goeders. Okay. Goed. Enige verdere vrae? Okay. So julle weet ek het afsluit met 'n storie, né? So daar was en dit is 'n baie ligtelike storie, dit is nie so diep nie, maar daar was 'n jagter gewees en hy het voorberei vir die winter en hy wou 'n beer gaan skiet om sy vel te kry. En hy het geloop met sy geweer deur die woud en oral het hy voetstappe gehoor, dan mik hy en dan sê dit is nie 'n beer nie. En hier teen die einde van die dag,
toe sien hy die beer. En net toe hy die geweer roemlik om te skiet, staan die beer op en hy kyk vir die jagter en sê, wow, moet my nie skiet nie. En die jagter sê, nou, hoekom wil jy nie skiet nie? Ek wil graag jou vel hê, want ek gaan koud kry vir die winter. Hy sê, nee wel, ek is honger en ek soek kos om te eet, so sit jou geweer neer en ek wil jou vang. En die jagter sê, nee, ek gaan jou skiet. Hy sê, nee, moet my nie skiet nie, ek is honger. Die jagter sê, maar ek gaan koud kry. En die beer sê, maar luister, kom ons sit op die vuur en gesels hieroor. En kom ons uiteindelik op 'n kompromie aan. En hulle gaan sit op die vuur en hulle begin gesels. En nie lang daarna nie, toe stap die jagter weg met 'n pels aan en die beer stap weg en sy maag geskop. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U vir ons hierdie boodskappe kan gee. Dankie Here dat U vir ons lig kan gee in die donker wêreld waar ons is. Dat daar is 'n wit perd, ons kan hardloop saam met die wit perd. Here, en help ons om uit te kyk vir die wit perd. U het ons as 'n kerk geroep om 'n spesiale boodskap uit te dra. Here, help ons om nie om die vuur te gaan sit met jou duivel nie. Maar dat ons net sal wegbly. En ieder man net sal skiet in ons lewens.